Ja, broeders, baie dankie vir 'n geleentheid en vir julle ook. Dankie dat ek daar kon wees saam met julle by Williston. Toe ek, jy weet, as daar nou een ding is wat jy nie moet doen nie, dan is dit om koffie by 'n petrol one stop of 'n pastei te koop. Ek dink ek weet nie of dit Steve Hofmeyer is wat 'n lied geskryf het oor 'n garage pie nie, jy weet. As jy soeibrand wil eet 'n garage pie. Maar anyway, toe kom ek daar in Vosburg. En ek soek 'n plek wat ek lekker koffie kan drink en dan natuurlik ook ek soek 'n plek waar ek diesel kan ingooi. En sien ek daar in Vosburg. Nou Vosburg is 'n klein plekkie, jy weet, magtig. Ek wonder wat 10 huise is. En ek sien hier is 'n koffiewinkel en ek kyk of ek diesel kan kry en ek gaan terug vir 'n koppie koffie en die vrou daar sê vir my, meneer, jy lyk nie soos een van ons mense nie. Waar kom jy vandaan? Nou onmiddellik soek ek 'n spieël om te kyk hoe lyk ek, jy weet. Ek sê nee, ek is daar van Hartbeespoort af en maar waarheen is jy op pad? Ek sê nee, ek gaan Williston toe. Ek weet nie hoe ver is dit nog nie, maar ek moet by Williston wees. Nou wat gaan maak jy daar, jy weet? Nou dit is maar seker maar hoe die mense uit wil vind, jy weet, by almal wat daar is. Ek gaan nou nie sê van die T-shirts wat daar hang nie, jy weet, van die spyker nie, jy weet, ja, liever nie. En ek sê nee, ek gaan Williston toe, maar wat gaan jy daar doen, sê sy. Ek sê nee, ek is uitgenooi om 'n spreker te wees by 'n geleentheid daar. En sy sê toe is dit 'n mannekamp. Ek sê nee, ek dink nie is 'n mannekamp nie, dit is 'n klomp mense wat bymekaar kom. Sy sê, het Diff jou uitgenooi? Nou ek sê ja. Nou moet jy weet, dis omtrent van hier af na Engeland toe, van Vosburg na Williston toe, jy weet. Toe weet hulle van daar, ons het al 'n paar manne wat die deur is, wat op pad is daarna toe, jy weet. In elk geval, maar baie dankie vir 'n geleentheid wat ek gehad het om daar te kon wees. Regtig manne, ek het dit regtig geniet. En ek is nie spyt ek het gesê ons moet die vrouens ook betrek met die volgende keer nie. Want ek voel regtig daar was soveel vrouens wat soveel seën geput het daaruit ook. Want saam met 'n boer en 'n man wat sukkel met sy finansies en met sy besigheid en met sy boerdery, is daar 'n vrou wat agter hom staan wat soms baie stil is en man net kyk hoe die man geestelik agteruit gaan en vir daardie man bid. Is dit nie waar nie? En ek het ervaar van daai klomp vrouens wat daar was. Maar daar was seker so 10 van hulle gewees, né, wat daar was wat hom gehelp het met die kos en so voort. Broeders, ek wil graag met u praat oor die krag van God in jou. Dink is 'n baie relevante onderwerp. En ek gaan die horlosie doppe want ons moet 7 uur klaarmaak, maar ek glo die Here sal met ons kan praat wat ek voorberei het om met u te deel. Die krag van God in jou. Moet dit nooit minag of verkleineer of dit vergeet nie. Reg. Romeine 8 vers 11 sê, as die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in jou woon. Nou dit op self is 'n preek op sy eie. In jou woon, dan sal hy wat Jesus uit die dode opgewek het, ook lewe gee aan jou sterflike liggaam, verganklike liggaam en sy teenwoordigheid van sy Gees wat in jou woon. Nou daardie woordjie en oikeo is 'n huis waarin hy woon. Met ander woorde, die Here sien jouself as 'n huis waarin hy woon. In hierdie teks het net te doen op die wederopstanding van die doodes wanneer die basuin blaas en Jesus kom ons haal nie. Dit ook ja. Maar hierdie teks, as jy kyk na die hele boek Romeine, gaan eintlik oor dinge waarmee ons nou struggle. Die hele boek Romeine. En hier in die middel daarvan kom hierdie woord uit. Daai dinge wat sterflik is in jou liggaam, jou emosies, jou finansies, jou huwelik, jou kinders. Nie fisies sterf nie, maar geestelik sterf, as gevolg van druk en spanning en emosionele probleme ensovoorts ensovoort. Hy praat ook daarvan. As jy kyk na Romeine 8, gaan hy verder en hy praat daar en hy sê daar, hy sê, wat sal ons van al die dinge, as God vir ons is? En hier praat hy van 'n krag, wat nie vergelykbaar is met enige krag op aarde nie. Selfs 'n saamstel van al die kragte op aarde, kan nie vergelyk met die krag van God, wat in jou is. Daardie krag, wat hy oor hierdie duisternis van die wêreld gekyk het, en hierdie wanorde gesê het, laat daar lig wees, en raai wat, bang, toes dit daar. Dis God, broeders, wat in een oomlikse tyd, met 'n woord wat hy spreek tot jou, en deur jou, en binne in jou,
jou sterflike omstandighede ook kan lewend maak. En weer ek het nog gesê, jy weet, maak nie saak, die atoombomme, gesamentlik in die plofkrag daarvan in die wêreld, saam met al die bomme wat geval word, jy weet wat daai krag kan weer doen, hè, is nie vergelykbaar, of kan nie vergelyk met die krag van God wat binne in jou is nie. Want hy praat van 'n Kratos-krag, 'n ontploffende krag, nie net 'n soos 'n klein cracker nie. Ontploffend wat duidelik sigbaar is vir baie mense baie ver. Dis die krag wat binne in ons is, broeders. Goed, Paulus skryf in hierdie boek 2 Korintiërs 12 vers 9. Hoor wat dit sê. Hy sê, die Here het vir my gesê, my genade is al wat jy nodig het. Dis toe hy gevra het, Here, die Satan het nou 3 keer geklap en geslaan en geslag en te steel. Vat dit weg, Here. En Here sê, ek gaan dit nie wegvat nie. My genade is genoeg vir jou. Daar die woordjie genade, grace, wat beteken, my bonatuurlike teenwoordigheid in jou lewe is genoeg om jou deur enige iets te vat. Dis eintlik wat daar staan, my genade is vir jou genoeg. Ja, Here, gee my meer genade. Gee my meer genade. Die ontploffende krag van God is klaar in jou. Sy ontploffende teenwoordigheid, broeders, is saam met jou elke dag van jou lewe. Hy sê, my genade is al wat jy nodig het, want my krag is die grootste wanneer jy swak is. Hoekom sê jy dit? Jy weet, want baie keer voel ons kan dinge op ons eie manier doen. Ons beplan ons eie ding, jy weet, en wanneer dinge nou nie meer reg is nie, of dinge skeefloop, dan ewe skielik roep ons tot die Here. Weet, ons moet offensief wees in alles, broeder, want God se krag is daar vir jou, self wanneer die dinge begin in jou lewe, wanneer die wind nog nie is waai nie, die wind van verwoesting nog nie is waai nie, is God klaar daar. So daar met die doop op boot op die see. Jy weet wat Jesus gelê en slaap het, hy was daar, maar hulle vloek mekaar, hulle skel mekaar, lees ons in die Griekse Bybel. Hulle sê mekaar sleg, en eintlik, maar ons is besig om te verdrink, en Here, gee U nie om vir ons nie. Daar's 'n sluimerende krag binne in ons, broeders, wat jy nooit moet ondergeskik stel aan enige iets wat in jou lewe gebeur nie. Maak nie saak waarteen jy te staan kom nie, daar is 'n krag binne in jou, 'n Kratos, ontploffende krag. Daarom sal ek eerder in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Nou hierdie pastoor wat hy is 'n preek op sy eie, en jy het dalk dit al gepreek. Daarom is ek tevrede wanneer ek swak is. Dis nie wonderlik wat hy daar sê nie. Hy sê, want wanneer mense my beledig en mishandel, wanneer ek swaar kry, en wanneer ek probleme het, ek vat dit direk uit die Griekse taal uit. Hy sê, ja, ek is dan tevrede, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Halleluja. Prys die Here. So bly eerder swak in jou eie mens wees, sodat die krag van God. Ek praat nie van hy swakheid wat ellende lam is en wonder wat gaan gebeur en by almal kla en by almal huil en murmureer. Sy ou tannie gesê het, jy weet, sy sê vir my, professor, ek bly murmureer met die Here, maar niks gebeur nie. Sê ek, tannie, hou net op murmureer met die Here en begin iets doen. Nou sy het nie daarvan gehou nie, jy weet, maar anyway, dis die waarheid. Reg. En dan nou, aktiveer die krag van God in jou. Dit help nie ons praat oor die krag van God wat in ons is nie. Ons moet dit aktiveer. Ons moet iets doen. Hy sê, wakker daardie gees binne in jou aan, sê Paulus vir Timoteus, is ek reg? Hy sê, wakker dit aan, en al die wakker aan is in die Grieks beteken, blaas dit aan soos 'n vuur. Dis koole wat braar is. Jy ken mos 'n braaivleisvuur, né? As jy regtig kool, ek praat nie van 'n gasbraai of van 'n charcoal braai, ek praat van 'n houtbraai. Môreoggend, dan is hy kole nog simmerend, wat is slijmerend of wat ook al. En as jy net joep, dan is hy daar. En dis wat Paulus hy sê, blaas dit aan, maar broeders, daar's 'n krag binne in jou wat jy moet aktiveer, anders bly dit dormant. Iets wat jy moet doen. Hy praat van die dynamiskrag, dynamite. Dynamis, die krag lê binne in iets wat jy moet aansteek sodat hy kan ontplof. En net jy kan dit aansteek. Reg. Aktiveer die krag. Nou as ons kyk van daai vrou wat in bloedvloei gelei het, is daar eintlik 'n wonderlike boodskap wat uit hierdie stuk vir ons na vore kom. Nie net jou geloof het jou gered nie. Kom ons kyk na daai ding hier. Hy sê Markus 5 vers 5. Onder die skare was daar 'n vrou
wat vir 12 jaar erg gelei het aan ernstige bloeding. Die Here sê nie van die tydperk wat sy gelei het nie, en hoe ernstig dit was. Hy sê 12 jaar, hoe lank sukkel jy al met jou probleem? Hoe lank bid jy al vir 'n oplossing? Hoe lank wag jy al vir 'n ingrype? Aktiveer die krag van God wat in jou is. Dit is die eintlike boodskap van hierdie gedeelte van hierdie vrou. Hy sê, wat erg gelei het aan ernstige bloeding. Sy het baie gelei en was deur baie dokters behandel. Jy het ook na baie mense toe te gaan vir hom. Baie kerke toe gegaan vir hom, dis nie verkeerd nie. Maar dan help jou kerk preek iets en jy doen nie. Word daders van die woord en jy aktiveer nie van dit wat jy hoor nie. Sy, hulle het probeer om haar te genees en sy het al haar geld daaraan bestee. Maar dit is ons storie daai man. Dalk nie 'n bloeding nie, maar 'n bloeding op 'n ander plek. Het sy jou finansies, of het sy jou emosies, of het sy 'n sondetoestand, of het sy jou kinders wat die Here nie dien nie. Noem enigiets, hy sê van al hierdie dinge wat ons na die Here toe kan bring met ons murmurering, né? Reg. Sê, maar in plaas daarvan om beter te word, het sy al sieker geword. Het jy al ervaar, almal bid vir jou, maar dinge word net slegter en slegter en slegter. Kan iemand sê ouch? Wel, ek sê ouch. Help jy, ek bid vir jou. Wanneer ek vir jou gebid het, wat gaan jy doen daarna? Elke keer wanneer die Here iemand gesond gemaak het, het hy gesê, gaan heen en skiet nou die merk raak. Sondig nie meer nie. Moenie met mense praat daaroor nie, maar gaan jy en doen iets aan jou lewe. Reg, kom ons gaan aan. Maar sy het van Jesus gehoor en saam met die skare het sy hom gevolg en vir haarself gesê, as ek maar net sy klere kan aanraak, dan sal ek gesond word. Kan jy sien, as ek iets doen, dan sal ek gesond word. Reg, sy het sy mantel toe aangeraak. En haar bloeding het onmiddellik op. Ek sê nie weer, dit gaan miskien nie met jou Bybel ooreenstem, maar ek haal dit direk uit die Griekse oorspronklike Bybel uit, hoor. Hy sê, maar haar bloeding het onmiddellik opgehou. En sy het ook in haar liggaam gevoel dat sy van al die lyding genees is. Dit was nie net 'n Panado pilletjie nie. Sy het gevoel, hey, iets het nou gebeur, ou maat. Hier het iets plaasgevind. Sy het dit ervaar en sy het dit gevoel. En kyk wat sê Jesus vir haar. Markus 5:34. Dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Nie my geloof nie, sê Jesus. Nie God se geloof nie. Nie die mense om jou se geloof of jou prediker se geloof nie. Jou geloof het jou gesond gemaak. Uiters belangrik. Uiters belangrik. En in die oorspronklike taal is hierdie woorde, jou geloof is 'n deklarasie, 'n declaration, wat Jesus sê, en hy het dit so hard gesê, dat almal dit moet hoor. Hy sê, dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Ja, amen. Reg, gaan in vrede, jy sal nie meer ly nie, jy is van jou kwaal gesond. Nie ek het jou gesond gemaak nie, jy is van jou kwaal gesond. Op grond van dit wat jy doen het. Daar's so baie dinge wat die Here outomaties vir ons. Daar's dinge waarvoor ons nie eens hoef te bid nie, weet jy? Weet jy dit? Hy sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. Dalk moet ek eendag daai preek uit die oorspronklike taal vir. En daardie teks kom eintlik in die oorspronklike Hebreëse taal na vore. Soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek sê weer, daar's dinge waarvoor ons nie eens hoef te bid nie. Dink bietjie daaroor. As ons net die woorde van God is, dan gebeur dit. Hy sê, Psalm 91, as jy in die skaduwee van die Almagtige, dan is die heerlikheid van God oor jou kom. En dan al die dinge wat daarna met jou gaan gebeur, waarvoor jy nie eens hoef te vra nie. Gaan lees dit, broeders. Hy sê, want dan sal dit, en dan sal dit, en dan sal dit. Dan sal daar engele wees, wat voor jou uitgaan om jou te bewaar. Dan sal jy my aanroep en ek sal jou antwoord. Ja, right, kom ons gaan aan. Jesus dit nie, ja, dit het ek nou klaar vir jy. Jesus sê, jou geloof het jou gesond gemaak. En dan, om die krag van God in werking te stel, of dit nou vir jou finansies, of genesing, of herstel, of emosies, of 'n sondetoestand, of enige iets is, ons moet iets doen om die krag van God te aktiveer. Kom ons kyk. Maar wat het hierdie vrou gedoen om daardie krag van God te aktiveer? Onthou, Jesus het nie omgedraai
en 'n hand op haar gelê en haar gesond gemaak nie. Sy het besluit, as ek maar net. Eerstens, sy het gehoor. Reg, Markus 5 sê, maar sy het van Jesus gehoor en saam met die skare hom gevolg. Sy het gehoor, hierdie man, as hy met iemand praat, dan gebeur daar iets. Hierdie woord, as jy dit lees en dit begin doen, dan gebeur daar iets. Ons moet ons ore oopmaak om die stem van God te hoor in alles wat ons doen. Daar is soveel oorweldigende stemme waarmee ons gekonfronteer word. Lees maar net Netwerk 24 vanoggend, dan gaan jy hoor hoeveel stemme praat met jou oor die toekoms. En wat ons op afstuur, en wat gaan gebeur met ons, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dis verdoemend, man. Maar hierdie vrou het gehoor, Jesus. En sy het hom begin volg saam met die hele skare. Jy kan nie geloof hê vir iets waarvan jy niks weet nie. Reg? Jy moet hoor en jouself vul met die woord van God. Broeders, susters, elke situasie in jou lewe waar die duiwel gekom het om te slag en te steel en te verwoes, soek in die woord van God en lees. Daar's 'n antwoord. Jou storie in daardie omstandighede is iewers opgesluit in hierdie blaaie van hierdie Bybel. Die hele skrif is deur God ingegee. Ek weet, daar is baie predikers wat sê, die Ou Testament is nie meer van toepassing nie. Maar daardie gedeelte, die hele skrif is deur God ingegee, verwys juist na die Ou Testament, want die Nuwe Testament het nog nie bestaan nie. Dink bietjie daaroor. Okay? Right. Dis 'n ander preek daai. 1 Tessalonisense 2. Daarom dank ek God, sonder ophou, en elke keer as ek wegry van 'n plek waar ek 'n bedienaar was, dan bid ek hierdie gebed. Daarom dank ek God, dat sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord soos deur 'n mens gepreek het, maar as die woord van God, wat werk in julle wat glo. Amen. Dit help nie. Ek preek die sweet op my liggaam hier uit, en ek sweet baie maklik van kleins af, hoor. Help nie ek preek my stem uit of enige ander prediker nie. As jy nie iets gaan doen nie, beteken hy preek vir jou niks nie. Die duiwel gee nie omdat jy hier is en dat jy Sondag kerk toe gaan nie. Hy gee nie omdat jy die woord lees nie, solank jy nie die woord hoor nie. Daardie woord in Grieks en Hebreëus beteken, jy luister, jy hoor en jy reageer en jy besluit om iets te doen. Dis die tweede ding wat ons lees. Sy het gesê, sy het vir haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, dan sal ek gesond word. Sy het eintlik 'n deklarasie oor haarself uitgespreek. She declared something. As ek, sy was by al die dokters, almal van hulle gewees. En sy sê, as ek maar net hierdie man se kleed kan aanraak, dan sal ek gesond word. Ag, as ek net sy klere, dan sal ek gesond word. Jy weet, sonder 'n verklaring oor iets, broeders, beteken enige woord vir jou niks nie. Hoor jy wat ek sê? As jy glo in genesing, verklaar dit oor jou liggaam. Nie verklaar genesing nie. Nie net sê, help jy sê, Jahwe Rafa, deur sy wonde nie. Lê jou hand op daardie pyn en sê, Jahwe Rafa, die genesingskrag van die Here is nou hier teenwoordig. Ek het my rug so ernstig seer gemaak in rugbywedstryde, dat ek lankal reeds 'n baie ernstige operasie moes ondergaan het, waar ek 6 maande op my rug sou gelê het. As jy wil, kan ek die plate vir u kom wys. En ek het gesê, Here, ek kan nie vir 6 maande, want dit is my inkomste hierdie. Ek moet die woord verkondig, ek moet hierdie stok uitsteek, Here. Ek moet die see vir mense gaan kloof, Here. Die stok uitsteek, sodat u die see gaan kloof vir mense. Ek moet die woord bedien. En ek het gesê, elke keer, broeders, ek loop partykeer met 'n kierie. Regtig. My kierie is daar in die huis, nie uit ongeloof nie. Maar wanneer ek loop, dan moet ek met 'n kierie loop. Maar as ek met daai kierie loop en ek klim in die stort en ek moet vashou teen die mure, net om te bly staan, dan sit ek my hand op my rug en sê, Jahwe Rafa, deur die wonde van Jesus sal hierdie rug vandag weer herstel.
Amen. Dan hoef ek nie eens 'n pil te drink nie. Ek het 'n blikkie pille daar, ja. Ek het nog Voltaren inspuitings daar, ja. Maar ek gebruik dit baie minder. Verklaar die woord van God oor jou lewe. Verklaar oorwinning oor jou finansies. Verklaar oorwinning oor jou siekte toestand. Sy het gesê, want die woord van die Here kom in Markus 11, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, watter berg in jou lewe bid jy al lank oor? Watter berg in jou lewe het jy nodig om na Jesus toe te bring? Reg. Hy sê, hef op jou, werp jou in die see, en nie sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Kan jy sien? Jy moet eers hoor, jy moet jou eers versterk in die woord van God. Deur sy wonde is daar genesing. Daar is op, voordat jy kan declare, dan kan jy dit uitspreek. Hy sê, wat meer sy hart, glo wat hy sê, sal gebeur. Ons ken die teks, né? En jy sal verkry net wat jy sê. 3 keer word die woordjie sê gebruik en 1 keer die woordjie geloof. Dit sê iets vir my. Verklaar die woord van God, wat jy hier gekry het, vir daai spesifieke situasie in jou lewe. Verklaar die woord van God, met geloof in jou hart, so wat hierdie vroeg, as ek maar net sy soem kan aanraak. En dan derdens, sy het opgetree, volgens wat sy geglo het. Sy het Jesus se mantel aangeraak en haar bloeding het onmiddellik opgehou. En sy het haar liggaam gevoel dat sy van al die lyding genees is. Dis tyd dat jy en ek die krag van God in ons lewens moet aktiveer. En daarom broeders, berei jouself voor om die krag van God in jou lewe te aktiveer, want dit is daar. Jy hoef nie te bid vir krag nie. Dis daar. Dis daar. Hy sê, oi ekeo, ek bly binne in jou. Jy is my huis. Dis daar. En dis ook die woord van God sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moet ook nie die Heilige Gees blus nie. Hy praat van Heilige Gees krag wat binne in jou is. Daarom het Paulus gesê, en hy sê, jy's besig om die Heilige Gees te blus, Timoteus. Hy sê, blaas dit aan. Blaas jy die vuur weer aan, aktiveer dit in jou lewe. Dis terwyl Paulus in die tronk sit. En my tyd is klaar, ek moet sê, amen. En baie dankie vir die geleentheid, en ek wil weer eens sê, berei jouself voor vandag, om God se krag, wat binne in jou is. Hy verklaar dit, hy sê, daarom het jy sê, ek moet weggaan, anders kan ek nie die Heilige Gees na jou toe stuur nie. Maar as hy gekom het, en jou met krag gevul het, die kerk waarin ons behoort vandag, die Christenkerke waarin ons behoort, het begin met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar die krag, wat ons nodig het, om die Gees van God in ons lewens, weer 'n kratos krag te maak, sodat ons vir hierdie vrou kan sê, Here, Here, U het my gesond gemaak. Laat ons dit staan en verklaar. Ja, amen, amen. Ja, kom ons staan. Kom ons staan, broeders. Ons sê altyd amen, amen, amen. Maar kom ons verklaar vandag, verklaar agter my, die krag van God is binne in my, gereed om te werk, op 'n wonderbaarlike wyse, want God is 'n God van wonders. Probeer dit, en jy gaan sien, dit werk. Dankie vir die geleentheid, broeders, die Here seën u baie, dankie. Askies, moet ek afsluit? Reg, ja, dit is tyd, dis 5:07. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike oggend, wat ons kon deel gehad het in soveel getuienisse van lewens wat U verander het. Dankie vir elke man, elke vrou wat hier is, dis U kinders hier, Here. Dis van hulle wat God gesê, ek het so lief vir hulle, dat ek my seun gestuur het om te sterf aan 'n kruis. Here, U het soveel, U het Uself uitverkoop vir ons, Vader, want U sê, alles wat U doen, my naam is op die spel, my naam sal geheilig word, Here. Here, dankie vir hierdie krag, hierdie ontploffende krag in ons, dat ons vandag, hierdie dag, die wedloop kan hardloop, en vanaand kan sê, ek het die wedloop geloop. Ek het my krag behou, ek het my geloof behou.
Ek het oorwin. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie broeders, dankie.